En hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin, in die aandwyntjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God, tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Waar is jy? En hy antwoord, ek het die geruis gehoor in die tuin, en ek het gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy roep uit, waar is jy, waar is jy? Maar ek het my verberg. Ek voel my verhoudings in gedrang, ek het my verberg, toe u in die tuin gewandel het. Here, ons is hier vanmôre om die hart van die Vader te hoor. Ons is vanmôre hier, Here, nie net bloot vir 'n byeenkoms nie. Maar Here, my gebed is vanmôre in hierdie plek, dat elke persoon so tasbaar bewus sal wees van u liefde en die omgee, waar u net saam met elkeen 'n persoon net wil wandel. Here, dat ons al ons pretensies, al ons gedagtes, ons menslike gedagtes, nou net een kant toe sal skuif. Want is die hart van die Vader wat tot elke mens se hart vanmôre wil spreek en sê, ek wandel in die tuin, ek wag op die bankie vir jou. Ek wil vanmôre met jou soete gemeenskap hê. Vanmôre is my begeerte dat ons verhouding nie in gedrang moet kom nie, baie groter as enige gebedsversoek of behoefte by jou. Want Here, u wil vanmôre by ons tuis bring, die Vaderhart. Daar waar ons met u in soete gemeenskap verkeer, daar is al die antwoorde, daar is die vrede van die Here. En net as ons vanmôre, Here, deur hierdie eenvoudige demonstrasie gesien het, u is altyd daar, u wandel altyd, u is altyd wagtend vir ons. En ek bid dat vanmôre 'n geleentheid sal wees, Vader, dit wat u gaan spreek binne in ons harte, dat die Gees van God harte sal sag maak en ontvanklik sal maak. U het alreeds van hierdie oggend dat jy alreeds begin beweeg en ons is so bewus van u teenwoordigheid. En ons wag, Heilige Gees, dat u sal kom deel deur my bloot net as die instrument wat die Vader se hart vanmôre is. In Jesus naam. Wat 'n besondere voorreg net vanmôre om met julle te kom deel ons verhouding met God wat so maklik in gedrang kan kom. En ek het die eenvoudige tema vanmôre, het die Here net op my hart gelê. O, die Here is vanmôre. Het die Here net gesê, hy nooi mense uit, kom wandel net weer met my in die tuin. Tot ons by al hierdie ander moeilike goed wat ons wil probeer maak om 'n verhouding met die Here te hê, wat hy net vanmôre kan sê, kom wandel net met my in die tuin. Moenie rede soek vanmôre om nie met hom te wandel nie. En ek weet, God gaan deur sy Gees, julle gaan so teenwoordigheid van God se Gees ervaar, daar waar julle vanoggend sit. Dis 'n eenvoudige boodskap, maar dit is so 'n belangrike boodskap. En toe ek voorberei, hoor ek heeltyd die Here sê vir my mense, die behoefte wat ek het, na my verhouding met jou, dat jou verhouding met my in gedrang moet kom nie, is baie groter as al jou ander versoeke wat jy het. Maar, wanneer jy met my op die tuin wandel, wanneer jy op die bankie saam met my sit, dit is waar ek vir jou gaan al jou behoeftes gaan voorsien. En as ons vanmôre kyk na die skrifgedeelte wat die Here vir ons gegee het, en ek wil seker maak, het almal gekry, for the English people, there are English versions as well. En as Afrikaanse mense is wat Engels sê, daar is Engels beskikbaar, maak seker, hierdie is jou preeknota vanmôre. Hierdie is jou preeknota vanmôre, opgesom is dit die preeknota waaroor God vanmôre met jou en my gaan gesels. En weet jy, in die bankie, daar by die bankie, wanneer jy met God sit en gesels, wanneer jy kuier met hom by die bankie, is dit nie 'n kwessie van, ek sit gespanne, wat nou nie. Kom ek sê vir jou vanmôre in die teenwoordigheid van die Here, skop jou skoene uit, nou nie rarig nie, ons wil nou nie slaap raak nie, maar kom net vanmôre, skop net jou skoene uit, maak bietjie net ontspan, en ervaar hoe God vanmôre net met jou wil kuier. Dis waar die Here met jou wil verkeer hier by die bankie, jy kuier lekker saam,
En ek weet die Here gaan vanmôre deur sy Gees, gaan hy vir jou arresteer. As ons kyk na hierdie skrifgedeelte, weet julle wat was die kern van die sondeval? Wat het uitgestaan met die sondeval? Ja, deur die sonde, dit was nie so seer die sonde nie, maar deur die sonde, wat het gebeur? Die verhouding wat God beoog het, om met die mens te kon gehad het in gedrang gekom. Dis die grootste ding wat plaasgevind het tydens die sondeval. God het die mens geskape, God het vir jou en my geskape vir een doel, om met jou in 'n verhouding te kan staan. Maar die vyand, hy is uit die hemel uit neergewerp, omdat sy verhouding met God in gedrang gekom het. En hy het net besluit, ek sal nie toelaat dat die mens ook in verhouding met God sal staan. En daarom het hy sonde op sy pad gebring. Hy het ongehoorsaamheid op sy pad gebring. En die sloefvoet, en ek mag nie ander taal gebruik nie, ek wens ons kan partymal taal hier van die kansel gebruik, wat ek voel oor hom. Hy het net een doel gehad, en hy het dit tot vandag toe. Hy wil hê dat jou verhouding met God moet in gedrang kom. Hy's jaloers, hy's woedend, hy's kwaad, hy's briesend wanneer jy 'n verhouding met God het. En die sloefvoet, kan ek maar sê vark, Lorenz, nee, ek wil nou nie sê vark nie, maar kan ek sê die vark het net een idee, hy het net een doelwit, om jou verhouding met God in gedrang te laat kom. Want dan kan alles baie gaan stilstaan, want dan kom dit op 'n punt, soos Fransjo vanmôre hier gevoel het, die Here is hier, hy stap, waar is Fransjo? God is heeltyd besig, ek kan elkeen van julle se name noem, Heinrich, elkeen van julle, ek kan julle almal se name noem vanmôre, hy is heeltyd, waar is jy? Maar daar's soveel dinge in ons lewe, wat ons verberg en sê, maar ek sit met hierdie ding, ek het koekies gesteel, ek het oor die rooi lig gery, ek het die taxi geseën, julle ken daai tipe seën, ek het soveel dinge gedoen, maar ek het nie die vrymoedigheid nie, ek kan nie kom nie, kom mense, as ek vanmôre moet vra, wie het al daai gevoel gehad, gaan hierdie hele gehoor vanmôre hulle hande opsteek, en ek sê ons as pastore ervaar dit ook, wat ons vrymoedigheid verloor, maar weet ek vanmôre, God is hier, die Vader is hier, en hy staan met sy Gees langs jou en sê, alles is oké, vanmôre gaan ek die gebrek aan kennis, gaan ek verbreek. Vyand se primêre doel, soos ek gesê het, is om ons dinge te laat doen, sodat ons verhouding in gedrang kan kom. Maar weer, ons het vanmôre gehoor, dat hier send die Son, daai oomblik toe die sondeval plaasvind, ek wonder as ek dit uit eerbied mag sê, uit respek moet sê, toe dit plaasgevind het ek amper seker, ek sê dit as Fransjo 3 vers 3, maar ek glo dit was amper so iets, het daar trane in God se oë gekom, maar met hom, met haar, wat ek 'n verhouding wou gehad het, nou is dit in gedrang, en onmiddellik het God 'n aksieplan in plek gestel, en wat was die aksieplan? He sent his Son Jesus Christ to restore the relationship between the Father and the human being. Those he has created. Ek gee vir jou moed vanmôre deur die unksie van die Heilige Gees. God soek na jou. Hy soek na jou nabyheid. Hy soek jou hier by die bankie. Hy soek jou hier by die tuin om te kom wandel. O Here, ons prys U. Even in the face of guilt and fear. Skoon as ek maar met die tablet beweeg, daar is nie 'n lekker klanksituasie hier nie, maar ek moet hierdie goed met U deel. Even in the face of guilt and fear, can you go to the presence of God? Even if you have guilt and fear. Ek maak nie saak wat jy gedoen het gister nie. Maak nie saak wat jy vanoggend in die kar gedoen het op pad kerk toe nie. Ek weet vanmôre was daar mense wat aangeval is deur guilt and fear in jou voertuig. Kan die Here vanmôre vir jou sê, my seun, my dogter, kom sit net by my. No guilt and fear. No guilt and fear. Kom ek sê vir jou verlede, wat in jou verlede plaasgevind. Jy sit hier getempteer in jou verlede. Jy sê ek kan dit nie doen nie, maar God sê vanmôre vir jou, no guilt and fear will hold you from my presence. En toe God kom wandel het, hulle die stem van die Here, hy daar kom wandel. En die Here was nie verbaas gewees. Julle het geluister na die slang nie. Hy het presies geweet. Hy het presies geweet dat hulle gefaal het, maar nogtans het hy na hulle kom soek. Kind van God, hoor dit vanmôre. Hy het geweet dat Adam en Eva het geval, maar nog steeds is dit 'n soekende God wat kom soek het na hulle. Waar is hulle? Maar in plaas van hom weg te kruip, nooi God jou vanmôre. Jy moet na vore kom. He's a reconciliated God. He's a God that reconciliate. Hoor jy wat die Here vanmôre vir jou wil sê?
Hy nooi jou nog steeds vanmôre. Hy weet, jy dink jy kan van God dit wegsteek. Wat sê die woord van die Here? Wie kan van hom ontvlug? Onder die aarde, bo die aarde, in die diepste see, in die hoogste berge. Jy kan hardloop net waar jy wil, jy gaan 'n hammy-strek, hoor. Jy gaan spierpynne kry, jy gaan borspynne kry. Jy kan nie ontvlug van die liefde van God nie. Jy kan nie ontvlug wat God vir jou instoor het nie. Jy kan nie wegkom van die liefde van die Here. Hy sal jou gaan haal by daai berge. Hy sal jou gaan haal waar jy gaan wegkry. Sy liefde is te groot om sy rug op jou te draai en te sê nee, ek gaan maar weer agter die skerm in. Ek het nie tyd vir jou nie. Kom ons loof die Here vir sy groot liefde vanmôre. Ek is so opgewonde wat die Here vanmôre in harte gaan doen. Dat ek sê sommer halleluja, prys halleluja, God is groot en wonderbaar. Weet jy wat gebeur? Wanneer jy weet dat God roep na jou, maar jy bly wegkruip. En ek kan nie baie hieroor uitwy nie, dis omtrent 'n bediening op sy eie. Dan kom die gees van die orphan spirit. Dan kom die gees van die orphan spirit, daar's baie wat ek daaroor kan sê. Maar die gees van die orphan spirit is dan, ek voel alleen, ek voel weggestoot, ek voel soos 'n weeskind. Kom aan mense, het ons nie al so ergens in ons lewe gevoel nie. Ek voel verstote, ek voel alleen. En hier's net 'n paar gedagtes, ek kan baie oor dit gesels, maar dis een van die mees gevaarlikste strongholds op die kind van God, is die orphan spirit. Kom aan. Ek gaan nie vra om jou, as ek dalk moet vra, gaan daar party mense wees wat hulle hande, voete en tone en tonge alles gaan opsteek. Het ons al op 'n stadium in ons lewe gevoel, ag nee, niemand is lief vir my nie. Ek het vanmôre by die kerk aangekom, pastoor Lorenz het nie eens na my gekyk nie. Pastoor Frans het boor my geloop, daai een het dit gedoen. Kom aan. Twak man. Kan ek Lorenz se woorde gebruik? Pelou nie. Dankie met erkenning. Ons moet erkenning gee, nou ons noem dit. Kom man, ek sê vir jou pelou nie, kom kind van God. Kom ons breek hierdie ding in Shalom. Dit is nie daar nie, maar kom ons tref vanmôre voorbereiding. Ons gaan dit nie toelaat in hierdie gemeente nie. As iemand my per ongeluk miskyk, as een van die pastore my per ongeluk miskyk, ons is besig met goed, en ons gaan nie hierdie orphan spirit ding toelaat in ons lewe. Ja, ek word nou weer nie raak gesien nie, jong. My bediening word nou weer nie erken nie. Nee, twak man, kom ons staan op, en kom ons wees verbold in ons verhouding. Ons weet, ek is nie 'n orphan nie. God het 'n roeping en 'n calling op my lewe. Want dis wat die vyand wil doen, hy wil die geringste dingetjie gebruik. Nou nee, nou staan ek nou maar terug, jong. Ek kom ons nou nie vanmôre die offerande opgeneem, nou staan ek maar liewer terug. Kom aan, ons kry hierdie goed in die kerk. Maar jy's nie 'n orphan nie. Die gevolg daarvan, jy voel misken, jy voel verwerp, jy voel gedistansieer van God, jy voel ver van sy liefde verwyder. Het jy dit al ervaar in die lewe nie? Is daar nie mense wat dit dalk al ervaar het nie? Jy's ongeliefd, jy's nie waardig vir sy liefde nie. En dan begin jy geneig raak om mense te vermy. Daar's maar net 'n kort opsomming van wat ek sê. It whispers lies. You feel distant from God. You feel distant from God. God is moving there in the garden. He walks in the garden with you alone. En hy roep na jou, maar jy voel gedistansieer van God. Maar kom ek sê vanmôre vir jou, net soos hierdie podium hier voorberei is, hierdie platform hier voorberei is, daar's niks wat tussen jou en God kan staan nie. Dit is hier, mense, kom aan, dit is hier in jou kop, waar die vyand met jou smokkel. Hier is die gevaarlikste rein, waar die vyand met jou smokkel, en ek weet, God praat nou in die harte van mense in, maar ek sê vanmôre vir jou, tussen jou en God, sien dit vanmôre as 'n manifestasie, as 'n boodskap van die Here, tussen jou en God, is daar niks om by sy bankie uit te kom en saam met hom te kan wandel nie. Is dit 'n eenvoudige boodskap? Kom net vanmôre, maar ek het vanmôre vir jou goeie nuus. Sou jy voel daar's 'n orphan spirit, daar is genade by die Vader. Daar's genade by die Vader. Ek sê daar's genade by die Vader. Daar was 'n verlore seun gewees. Hy het sy rug op die Vader gedraai. En die dag toe hy sê, nou moet julle my reg help, julle teoloog, is dit wat die woord van die Here sê, toe daai seun dit sy dag, sy rug op die pa draai, toe sê die pa, ek skryf jou af. Skryf jou af, is dit wat die woord van die Here sê. Ek gaan kry vir jou, mag die duiwel jou ry, mag jy vrot tot in die hel, en is dit wat die pa gesê het. Toe hy weggegaan het, daai pa van daai dag af, elke oggend op die stoep met die koppie koffie in die hand, waar is my seun? Waar is my seun? En ek weet nie hoe lank het hy gewag nie. I come to the garden alone. God is walking. Where is my son? Where is my daughter? En God sê vanmôre vir mense, where are you? Where are you?
Maar Here, ek sit hier tussen die varkpele, ek ruik na varkmis, ek ruik na hierdie varkpele, kyk hoe lyk ek, maar hy sê vir jou, waar is jy? En hy sê vir jou vanmôre, come to the garden alone. Ek maak die saak nie. In hierdie opsig sê die Here, ek ruik jou nie eers nie. Ek sien nie jou toestand nie, want my liefde oortref alles. Ek wil vanmôre vir mense sê, staan op, verbreek hierdie spirit of the orphan spirit, verbreek hom, staan op uit die varkpele. As die mense wat dit vanmôre ervaar, weet jy die Here praat met jou, staan op. Skud daai varkpele af. Daar's 'n dad wat vir jou wag. Daar's 'n dad wat vir jou wag op die bank en sê, kom net, kom ons maak die saak uit. Weet jy, as jy hier gaan kom, dan gaan hy al daai ou vuil klere uittrek en hy gaan vir jou 'n goue ring aansit en hy gaan vir jou die beste skaapchops gee wat jy graag wil hê. Hy gaan vir jou die beste ramsteak gee. Hy het vir jou 'n pak koeksusters beskikbaar, man. Yes, ons lag hier oor, maar dit is wat ek wil hê, dit is so eenvoudig dit is. Wat jou begeerte is, toe maar ons as koeksusters weer sonder al daai ander goeders. Verstaan jy? Hoor jy die Vaderhart vanmôre? Kom ons kyk net 'n paar enkel gedagtes wat ek net met u wil deel rondom 'n verhouding met God. Just as God placed Adam and Eve in the garden, each believer is called to cultivate their own spiritual life. Daar lê by ons ook 'n verantwoordelikheid. Ons moet waak oor, ons moet waak in ons bediening. Jy het ook 'n rol om te speel. Ons moet intentioneel wees in ons verhouding met God. Ons moet doelgerig, ons moet doelbewus wees met ons verhouding met God. Dit is nie maar net om 'n paar tikboksies af te tik. Nou ek het A gedoen, ek het B gedoen, nee, ek is nie lus vir C nie. Miskien D, ja, D klink reg. E, F, nee, hierdie vereiste is te groot. Nee, dis nie 'n tikboks nie. Om 'n verhouding met God te hê, is nie 'n tikboks nie. Dit is 'n state of being connected with God. Om 'n verhouding met hê, dis 'n state to be connected with God. Dis 'n 24/7 lewenswyse. Hoor jy wat die Here vanmôre vir u wil sê? Dit is nie gekoppel aan my prestasie nie. Ek wil vanmôre die Here probeer indruk met my prestasie. Sê man, ek gee nie om oor jou prestasie, jou kwalifikasie en jou mooi woorde nie. Nee. Dit is 'n lewe van verhouding, 'n lewenswyse. Is to be 24/7 connected with him. Dis nie daai selfone wat jy die sein kan verloor nie. Dis nie Vodacom nie. Dis nie MTN nie, dis nie Cell, wat is daai goed nie. Dis nie een van hulle nie. Dis 'n sein wat nooit kan verbreek nie. Maak nie saak waar jy gaan kom nie. Al gaan jy in die diepste duisternis, as jy deur die Karoo ry, dan raak hy sein partymal weg en jy kan met niemand skakel nie. Maak nie saak waar jy is nie. Daai sein sal nie verlore gaan nie. When you have a relationship with God, you have a 24/7 connection. Is dit nie wonderlik om dit te besef nie? Het jy al daai selfoon gekry by die Here? Ja, jy het. Toe jy jou hart vir die Here gegee het. Dit het gesê hier's 'n selfoon. En hier's 'n netwerk, gratis. Jy kan WhatsApp, SMS en jy kan doen net soveel as wat jy wil. Dis gratis. Dis verniet vir jou. Jeremia 29 vers 13 wat vir ons sê: You will seek me and find me, and when you seek me with your whole heart. Dis hoekom ek sê, 'n verhouding met God is ook 'n soeke na God. Hy wag heeltyd vir jou, maar ons, wanneer ons na hom soek, sal ons hom vind. Ons gaan nie God soek op hierdie manier nie. Ek soek God. Ek het so honger na die Here. Ek het so begeerte na die Here en jy beweeg al hoe verder en verder van die Here af weg nie. Maar 'n soeke na God. Wat sê hy vir jou? Wanneer jy tot hom nader, dan sal hy na jou toe begin nader. Is dit nie die waarheid vanmôre? Jakobus 3 vers 8 dink ek wat sê, nader tot my en ek nader tot julle. Julle moenie so ernstig lyk nie. Ek weet die Here is besig om julle te arresteer, maar dat julle vanmôre moed sal skep, moed sal kry, om te weet, die Here is moeg daarvan dat die verhouding met hom en sy kinders in gedrang kan kom. En ek wil julle vanmôre regtig aanmoedig. Ek vat net byvoorbeeld gister se dagstuk en vanoggend se dagstuk, wat gaan oor the presence of God. Kry almal, kan ek gou sien, wie is nog nie op Shalom se infogroep nie? Is daar mense wat nog nie op Shalom se infogroepe is nie? Yes, almal is, dis nie 'n hand wat opgaan nie.
Daar is daar, as daar nie mense is wat op die infogroep is nie, kom so gou as moontlik op die infogroep. Jy het gister en vandag se dagstukkies gekry. Dit is my die opsomming van vandag se boodskap. That's what it's all about, to be in the presence of God. Om met hom 'n verhouding te hê. Gaan lees dit deur, jy gaan sien wat die Here werklik vir jou en vir my wil sê. His presence is the greatest gift, because in His presence, everything else we need will be found. Maak nie saak wat jou behoefte is nie, maak nie saak hoe groot jou behoefte is, wat jy nodig het nie. Jy kan met daai hele pakkie kan na die Here toe kom, en in sy presence sal jy al die antwoorde vind. Nie op geen ander plek nie. Baie dankie vir die een persoon wat opgewonde is daaroor, maar ek sê nou vir jou vanmôre, ek wil weer herhaal. In His presence, you will find answers for every area in your life. Elke gebied in jou lewe sal jy 'n antwoord. Ek waarborg jou daarop. Ek sal my vrou se salarisse, SASSA sal ek daarop wet. Jy kan na my toe kom. As dit nie gebeur nie, dan gee ek vir jou elke maand daar SASSA. Ja, ons moet hierdie goed bietjie net begin inneem. Maar alles, jy kan daai hele pak, jy kan hom aangesleep bring dit maar. Die Here is nie bang vir jou pakkie wat jy bring nie. Maar wanneer jy na hom kom eintlik maar net vir een doel, nie oor die pakkie nie. Jy kom en sê, okay, Here, is net U teenwoordigheid wat nou saak maak. En terwyl jy sit, dan sien jy, woep, word verdwyn die pakkie net. Kom aan mense, hier is nie pie in the sky goed nie. Dis 'n werklikheid, dis 'n realiteit. Dis hoe maklik dit is. Maar ons kan dit baie moeilik maak. Nou wat is hierdie gif? Wat word vir jou gewaarborg? En dit wat ek nou gaan behandel, gaan ons nou in die poll seleksie gaan ons hanteer. Wat word vir jou gewaarborg? Wat is daai lewenswyse wat vir jou gewaarborg word? Ek sê nou vir jou, luister baie mooi. A promise God make is a promise He keep. Wat het Dions daai jare wat was daai slogan van hulle? A promise we make is a promise we keep. Something like that. Maar as God 'n belofte maak, sal dit in vervulling kom. En ek wil vir mense vanmôre sê wat jy nou gaan hoor hierna. God waarborg die volgende lewenswyse wanneer jy in sy verhouding is. En hier is maar net 'n paar, daar's baie ander meer ook. Hy waarborg met jou 'n lewenswyse. Daardie gift wat hy vir jou wil gee is vir elkeen 'n beskoring. Voel iemand vanmôre uitgesluit? Nee, jy hoef nie. Maar hierdie gift wat van sy presence wat hy vir jou gee, is vir elkeen 'n beskoring. Dit is ons deel. Wanneer jy op daai bankie gaan sit, gaan die volgende goed wat ek nou vir jou gaan wys, is jou beskore. Dit is vir jou bedoel. En dan gaan jy by elkeen stil staan, ja, is net te veel. Dit is op jou boekmerkie. Dis hoekom daai boekmerkie is nou baie belangrik. Dis nie net ietsie om nou in jou net te sê, okay, dis 'n mooi nie. Jy sit hom in jou Bybel. En jy gaan dit 'n Bybelstudie maak. Jy gaan 'n deel van jou Bybelstudie maak. Dis goed wat jy gaan huis toe vat en sê, Here, hier's areas wat ek graag wil sien dat U my lewenswyse is. En hoe ek daarby gaan uitkom. Want weet jy, op hierdie bankie, hoekom ek vir jou dit kan verseker? Op hierdie bankie leef jy nie uit jou omstandighede uit nie. Maar op hierdie bankie sit jy saam met Christus in hemelse plekke. Kom aan mense, dis op hierdie bankie waar jou posisie saam met Christus is. Jy sit saam met Christus in hemelse plekke en die vyand is onder jou voete. Kom en kyk gou daar waar jy sit. Verbeel jy sit nou by sy bankie. Kom kyk gou, wys gou vir die vyand. Hy's onder jou voete. Hy niks kan naby jou kom nie. Hy sal nie waag om daar naby jou te kom nie. Kom aan. Jy sit saam met Christus in hemelse plekke. Hy sit hier by jou. Niks sal naby jou kom nie. Ons sit aan die regterhand van die Vader soos Jesus aan die regterhand van God sit. Kom aan, iemand moet nou opgewonde wees. Iemand moet nou opgewonde wees dat daai probleem wat jou so treiter hierdie hele week al lank, kom sê, kom try my, kom try my, kom kyk wat jy vir my kan doen. Nee, jy gaan niks aan my doen nie. Ek sit hier saam met Christus. Ek sit in autoriteit. Ek sit in hemelse plekke saam met Christus. Ek demonstreer dit dalk op 'n komiese manier, maar dit is hoe maklik dit is, geliefdes. Ek sit saam met Christus in hemelse plekke. Nou kom ons kyk na 'n paar dinge. Daar's soveel meer wat die Here vir jou instoor het. Ek gaan net 'n paar van hulle met jou doen. 'n Gewaarborgde lewenswyse in 'n intentionele verhouding. Ek sê nou vir jou, wanneer jou verhouding met God nie meer in gedrang is en dis jou lewenswyse, kan ek vir jou sê die volgende is 'n gewaarborgde lewenswyse. Versekering en troos. Wanneer jy saam met hom is, kan jy weet, daar's troos, jy's verseker, jy voel rustig in die teenwoordigheid van die Here.
Het ons nie, is daar nie mense vanmôre wat sê, weet jy, ek smag net bietjie na troos, ek smag net na versekering. En julle sal sien op die blaadjie is daar toepaslike skrifgedeeltes, wat jy self bietjie moet gaan naslaan. Gaan lees dit op, maak 'n deel van jou Bybelstudie. Daar kry jy leiding en wysheid. Kom aan, hierso hardloop ons rond. Ons hardloop hierdie kant toe, ek soek wysheid, ek gaan soek raad hier, ek gaan soek raad daar. Daar sit hy met die kompleet biblioteek, en nie AI nie, hoor. Kom jy sê, dis nie AI wat jy daar sit nie. Maar daar sit die Here van die leerskare. Jesaja 10 vers 2, wat vir onsself, 11 vers 2. Dis hier waar jy kry wysheid en verstand, raad en sterkte, en kennis van God. Kom aan, jy wat rondhardloop vanmôre, jy wat hierdie week hierdie kant toe gehardloop het en daai kant toe gehardloop het, hier antwoord gesoek het, kom na die bankie, kom na die tuin daar waar jy met jou wil wandel, hier gaan jy wysheid kry, hier gaan jy verstand kry, want jy moet ons 'n bietjie verstand kry, hier gaan jy raad kry, hier gaan jy sterkte kry, daar's waar jy kennis gaan kry. Dis op daai plek wat die heiligheid en die eerbied jou deel is, jy kan self 'n studie daarvan gemaak. Dis hier waar jy goddelike beskerming gaan kry. Op 'n ander plek, wat sê die woord van die Here, Psalm 91, ek skuil in die skaduwee van die Allerhoogste. Hier is nie die skaduwee van die Allerhoogste nie, maar weet jy waar gaan jy die skaduwee van die Allerhoogste kry? Met sy vlerke gaan hy jou toemaak. Of hier vlerke, ek soek nou 'n Engelse woord, maar dis hierso, wat jy net gaan kom. Wat is daai Engels, your pivots of something like that? His wings, ja. Weet julle, dis hoe gemaklik, die gemaklike manier wat ek vanmôre die woord bedien, dis hoe gemaklik dit is om met die Here verhouding te kan hê. Dink jy nie so nie? Het ons dit nie te ingewikkeld gemaak nie? So complicated en so wetenskaplik, so pedanties, julle ken die woord pedanties. Maar weet jy, kom sit net hier, kom skuil in die skaduwee van die Allerhoogste, en ek ervaar so die Vader wat net hier agter staan, en hy steek net sy hand so uit en sê, my kinders, ek is daar vir julle. Ek soek julle in die tuin, kom wandel weer met my in die tuin. Dis daar waar jy die onfeilbare liefde van God kan ervaar. So high, you can't get over it, so low. You can't get under it, so wide. You can't get around this great, wonderful love. Weet jy, as jy net vanmôre die liefde van die Vader kan ervaar en beleef. Dis die doel van hierdie boodskap, wat hy sê, my kind, ek smag so na my verhouding met jou. Ek wil hê dat hierdie dinge wat dit in gedrang gebring het, kom ons sorteer dit uit. Kom ons werk daaraan. Soos ek gesê het, ek kry wysheid en begrip. Weet jy, in hierdie plek is daar verlossing van vrees en onderdrukking. As jy net kyk na hierdie Serenity, en jy het net gesien die videoetjie wat afgehardloop het. Ek moet seker dalk net bietjie geantwoord, waar is ons nou, né? Ek is so opgewonde wat God vir ons doen. Hier kry jy verlossing van vrees en onderdrukking. Hier gaan jy nie die orphan spirit ervaar nie. Maar as by hierdie plek waar bande breek, waar jy hou vas van die vyand oor jou breek, elke leuen van die vyand, wanneer ons op hom fokus, verloor vrees sy mag oor ons. Kom hoor dit, kind van die Here. Wanneer jy op hom fokus, wanneer jy hier kom sit, verloor vrees sy mag oor jou. En ons is in 'n dispensasie waar vrees ons stryter van die oggend wat ons opstaan. As ons in die oggend iemand met daai rooi berei sien, dan voel jy wens jy het 'n AK-47 en 20 handgranate gehad. En jy lees die nuus, wat ervaar jy? Jy begin vrees ervaar. Wat van my kinders? Wat van die petrolprys? Wat van my kredienierskas? Kom aan, ons moet nie nou so heilig probeer lyk nie. Ons almal wil soms deur vrees gekonfronteer word. Maar ek sê vir jou vanmôre, wanneer jy hier sit, kan geen vreeslike vark hier naby jou kom nie. Hy sal nie waag om in die teenwoordigheid van God te kom nie. Hy sal nie waag waar God in die tuin wandel met jou nie. Hy sal nie waag om hier te kom sit nie. Kom aan mense. Dus ek begin al so preek, ek word mader, my broek wil afval. O, Here, U is wonderbaar. Daar het ons die fokus weer terug. Maar miskien daar in die teenwoordigheid kan jy bietjie gewig verloor. En daar sê vir jou, op om die, nou moet my vrou haar ore toedruk, hou op die koeksisters eet in die koekies en daai goeders, nee. Dit is nodig dat ons baie maar net ligtelik na hierdie goed net bietjie kyk, en dis wat die Here wil doen.
Ek sê vanmôre vir jou, sy teenwoordigheid breek die kettinge van verslawing, depressie en geestelike gebondenheid. Ek verklaar dit oor jou gemeente. Ek verklaar oor elkeen ons vanmôre. As jy getreiter word deur verslawing, depressie en geestelike gebondenheid, jy gaan net vrymaking kry op een plek, waar jy sit saam met hom, waar jy wandel saam met hom. Want as jy saam met hom wandel, dan kan niks by jou kom nie. Dan het jy vrede. Niks kan naby jou kom nie. Is dit nie so nie? Want ek is hier in die tuin saam met hom. Hier geniet ons die blomme. Hey Lorenz, is hier waar jy die nightjar gaan hoor. Waar jy die African nightjar gaan hoor. Dis hier waar jy gaan hoor 'n jakkals wat roep. Ver in die verte 'n jakkals wat roep. Mense, ek wil dit net vir julle gemaklik oorbring vanmôre. Dis hoe eenvoudig dit is. Is jy nie moeg? Kom aan kind van God. Is jy nie al moeg om te hardloop en te stoei en alles in jou lewe te probeer nie? En hoe meer jy probeer, hoe dieper gaan jy in die woestyn. Hier's niks vrede hier nie. Dis skaal, daar's niks nie. Maar wat God vir jou vanmôre instoor het, is 'n serenity, is 'n omgewing wat hy vir jou sê, wow. En daar's maar niks so lekker soos die Bosveld nie. Kom Suid-Afrikaners, kom ons boere. Daar's maar niks so lekker soos die Bosveld nie. En ek glo die Here gebruik Suid-Afrika as die tuin van Eden as 'n voorbeeld. Die tuin van Eden het verrot geraak, toe skep hy Suid-Afrika met die Bosveld. Ek dink so. Wat is lekkerder? Net hier so in die sagte bome, so met 'n woud te kan stap. Ja, is dit nie lieflik nie? Dis waar jy jou vrede gaan kry. Dit is daar waar voorsiening is vir elke behoefte. Wat sê Filippense 4? And God will provide in some of my needs as He... Ek preek asseblief. He will provide. Jy kan nou maar noem net wat jy wil voor die Here. Niks is by hom onmoontlik nie. He will provide in all. Van A to Z tot in infinity. Come on, maak dit jou eie vanmôre. Brand dit bietjie in jou hart en sê, He will provide in all my needs. He will provide. Only thing you have near to Him. Hy sê, draw close to me and I will draw close to me. Here, ek het regtig behoefte nou aan 'n dosyn koeksusters. Ek sal op Marina se hart plaas as hy vir jou bak. So to speak. Dis wat God doen, jy kom sit hierso, jou deel is, jy bring na God toe, en hy doen die res van die werk. Hy stuur sy engele uit en hy sê, gaan maak die sluise van die hemel los. Ons het vanoggend 'n kragtige manifestasie gehad. Sien julle daai barometer? Wat sien julle, rooi of groen? Loof die Here. En ek sê, Pastoor Lorenz Mariet, julle weet wat die Here vanmôre vir julle gedoen het. En dis in hierdie presence, Lorenz Mariet, wat julle maar net lekker kan kom sit. Jy hoef nie julle oog op die barometer te hou nie. Net so nou en dan. Sjoe, daai groen word al hoër en hoër en hoër en hoër. En as jy weer omkyk, boe, hy het sommer deurgebreek. Ek profeteer dat die bedrag wat ons het, gaan die Here 10voudig oorskry. Ek sê dit nie ligtig nie, Lorenz, maar jy het. Ek is nie onverskillig hieroor nie. Dit gaan 10voudig oorskry as wat ons voorgevra het. Hoor maar net die woord van die Here. So daar's voorsiening vir elke behoefte. Daar's genesing vir liggaam, gees en siel. Ek kan baie daarop uitwy. Daar's geestelike transformasie wat plaasvind. 2 Korintiërs 3 vers 18 wat sê, ek soos in 'n spieël, hy weerspieël sy heerlikheid op my. En wat gebeur? In sy teenwoordigheid, en daarom moet u gister en vanoggend se dagstukkies gaan lees wat geplaas is op die infogroepe. Hoe meer tyd ons saam met hom spandeer, hoe meer word ons soos hy. Hoe meer tyd ons saam met hom spandeer, hoe meer word ons soos hy. Ons karakterhede, alles verander, en dit sal in lyn met God se wil wees. When I see you, I want to see Jesus in you. And when you see me, you must see Jesus in me. En as daar nou ergens ou dingetjies, en sê, nou, hy is nie die Here in jou nou nie. Daar is iets anders stukkie daai. Is dit nie wat dit moet wees nie? Geestelike transformasie. En dan die laaste ene, julle moet dit self gaan deurlees, iets ander bookmarks, julle moet julle eie studie gaan maak. Dis die belofte van die ewige lewe. Heerlikheid. John 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad. Want daai dag toe die sondeval plaasgevind het, en Adam en Eva het hulle verberg, het hy daar besluit, en dit is waar Johannes 3 vers 16 geskryf is, as julle wil weet.
Johannes 3 vers 16 is daai dag geskryf. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat hy sy lewe vir jou en my kan kom gee, sodat ons wat kan hê? Die ewige lewe. So ek wil jy nou al aanmoedig, begin al klaar, kom terug na die bankie, kom terug na die tuin, sodat jy kan begin beoefen vir die ewige lewe wat voor lê. Berei jouself nou alreeds daarvoor. Dit was die why gewees. Dit was nou die why. Kom ons kyk nou die hel. En met hierdie gedeelte gaan ek afsluit en dan moet julle julle selfone nou regkry, gaan ons die poll doen. Die poll gaan gebaseer wees op hierdie 2 slides wat ons nou gedoen het. Maar hoe gaan ons dit bewerkstellig? En die Gees van God gaan jou help op die volgende areas. En daar's baie ander areas wat die Here jou ook gaan wys. Hoe gaan ons nou groei in ons verhouding met die Here? Waarin die Gees van God jou gaan help. En mag ek gou net ingooi, dis hoekom Growth Track onder andere daar is. Ons predik hierdie van die gemeente af, van die kansel af. Maar ons gaan jou help om daarby uit te kom. En dis een van die redes van Growth Track. Know God, ken God. Hoeveel wat ons eerste stap, dis jy waar jy God beter gaan leer ken. Want as jy God beter leer ken, jou verhouding is met hom reg, gaan jy verstaan wie ons is. Wat is die konteks van die gemeente? Jy gaan jouself beter leer ken en jy gaan 'n groter impak maak. Jy gaan nie impak maak om daar een kant te wees as 'n orphan nie, maar jy gaan jou impak maak hier waar jy op die bankie sit. Kan jy impak maak? So as jy nog nie Growth Track deurgegaan het nie, gaan dit dan, al het jy dit deurgegaan, gaan dit weer deur. Dis waar ons jou wil help, dat jy God leer ken. En al die hulpmiddels wat in hierdie gemeente is om jou te help, om in jou verhouding nader aan die Here te bring. Dink jy nie, daar is genoeg hulpbronne in hierdie gemeente nie, deur dieselfde op watter manier ook al, om ons te help, om ons verhouding met God te kan versterk. En moenie vanaand se diens mis nie, dat jy sal vanaand sal ervaar, hierdie groot God wat met jou op die bankie wil sit, hierdie groot God wat met jou wil wandel, dat jy vanaand 'n ander karakter van hom sal sien, 'n ander eienskap van hom gaan ervaar en gaan beleef. Jy mag dit nie vanaand mis nie. En voor ek daarby uitkom, wil ek net die volgende sê, dit is baie belangrik, dat ons mag nie op ons eie wees nie. Bly deel van 'n gemeenskap. En hierdie gemeenskap wat God jou gegee het, bly deel van hierdie gemeenskap, in hierdie gemeente, dis waar God jou wil gebruik. En in hierdie konteks wil God ook hê jy moet met hom moet wandel. Jou verhouding met jou medebroers en susters, dit is 'n verhouding wat God wil hê, wat hy ook wil laat transpireer en laat kan manifesteer. Kom ons kyk na 'n paar van dinge wat ons kan doen om ons verhouding met God beter te laat maak. Ek gaan net 1 of 2 gaan ek nou 'n bietjie bespreek, maar dis alles op julle boekmerkie wat julle kan deurbid en die Here gaan vir julle meer gee. Koester tyd met die Here. Kinders van die Here, ons moet begin tyd uitkoop. Koester tyd met die Here, kwalitatief en kwantitatief. Verdiep jou in die skrif. En hier wil ek net ietsie ingooi. Ons moet baie dieper in die woord moet ons begin indel. Weet julle wat is die geheim? In Engels gaan dit vir my baie mooi sê. Luister baie mooi. Reading the Bible to know facts is different from reading it to hear it from a person. Weet julle eintlik waaroor gaan dit? Wanneer jy die woord van God bestudeer. Is nie 'n checkbox nie, but you actually hear God speak to you. Ek wil jou aanmoedig vorentoe. Wanneer jy weer die woord van God gaan begin vat, luister, hoor hoe God met jou praat. Dit is ook 'n deel van verhouding met God. Want die woord van God is die geskrewe stem van God. So moet hom nie net lees, ja, ek net gou afhandel nie. Ek het drie perikope gelees en al wat jy onthou van daai perikope is die laaste 2 sinnetjies. Maar vat daai woord, maak dit jou eie en hoor hoe God met jou praat uit die woord uit. Maak dit intentioneel, wanneer ek die woord gaan vat, gaan God met my praat. What is God showing me about himself in the word of God? Ek kan nou vir jou enige skrif gaan vat. Wat sê die Here nou in hierdie versie van homself oor my? En as jy met hierdie gesindheid gaan begin nader, as jy met hierdie gesindheid jou woord gaan begin lees, gaan dit nie net wees, ek lees sodat ek vinnig by die werk kan kom en ek sê, goed, ek het 'n Bybelversie gelees nie. Maar wanneer jy hom lees, hoor jy wat God se hart vanmôre is, wanneer jy hom lees en sê, Here, praat U met my, ek wil U stem nou hoor terwyl ek hierdie Bybel lees. Dis om 'n ware verhouding met God te omhels, to embrace a real relationship. Dit is wat jou God nader aan God gaan bring. Nader God met vrymoedigheid. Daar's 'n skrif wat sê, nader my troon met vrymoedigheid, sodat jy genade op die regte tyd kan ontvang. Jy het vrymoedigheid, jy kan gaan, daar's niks tussen jou en die Here nie.
Lewe in vergifnis. Kom ons kry die goed. Jy het gehoor wat Frans vanmôre wat het hom ontmoedig. Vergifnis. Daar's nie regtig vergifnis of bitterheid in my hart nie. Dit was net 'n rollespel, né? Maar kry klaar met vergifnis. Kry klaar met bitterheid. Bring dit na die Here toe. Hier's mense wat vir jou kan help daarmee, want dit is hierdie goed wat jou onvrymoedigheid gee en jou verhouding met die Here in gedrang kan bring. En natuurlik iets wat ons heeltyd vir almal sê, versterk jou gebedslewe. Een of twee belangrike goed rondom gebed. Prayer is worshiping God. Gebed is nie net ek moet vinnig iets afhandel, 'n tickboxie, laat ek nie skuldig voel vir deur die dag nie. Kom aan. Ek gaan nie net vanoggend my gebed doen, nou voel ek voel nie skuldig nie, die skuldgevoel. Nee, it's a time of worshiping God. Is seeking God himself. Luister nou baie mooi na die volgende. Ek gaan nou klaarmaak. Is seeking God himself and his countenance, not only his providing hand. Weet jy, God het daai begeerte terwyl hy vir jou wag. Want hy nie, jy kom nie hierso en jy soek so na God nie. Wat is sy hand? Wat kan hy vir jou gee nie? But you seek his countenance, you seek his face. Die Psalm sê, kiss the son. Kus die seun. Proskuneo. Hy kom wanneer jy in gebed na hom toe kom, gaan dit vir hom oor. Jy moet sy aangesig kom soek. Dis 'n kommunikasie between a loving father and a child. Kom ons praat so baie oor hierdie goed, maar kom ons begin toepas in ons lewe. En daar's belangrik dat ons tyd moet maak om ons in ons kamer toe te gaan sluit. Maak jou toe, maak die deur agter jou toe. Dis 'n structured prayer session. Maar weet julle, dis nie waar gebed ophou nie. Dis ongelukkig partymal dat ons sien dis waar my gebed ophou. Maar gebed is 'n continuous conversation with the Lord. Dis 'n gedurende gesprekvoering met God. En dan partymal, hier is die moeilike ene. Wat dink julle is die moeilikste ene van gebed? Die moeilikste ding van gebed is, ek weet die Here wag vir my. Ja, ek wil hierdie ding. Here, ek soek hierdie ding. Here, ek het hierdie ding. Here, ek wil hierdie ding. Here, ek wil net hierdie volgende vir u sê. Here, jy weet. Ek dink die Here sê later, bly net bietjie stil asseblief. Is dit nie so nie? Kom aan, ons is almal geneig om dit te doen. Ja, ons gaan so, ek sien partymal hierso is so spotprent van 'n maar dit is nou nie persoonlik vat nie, man en vrou, maar dan sit die folie langs en daai voeltjie gaan sit die ander voeltjie hierso. Dan vra hulle, ek wonder wat een is die mannetjie en wanneer een is die wyfie. Niks teen julle vrouens nie, hoor. Niks teen julle nie. Maar ek wonder of die Here ook nie partymal so voel nie. En die Here kry nie kans nie. Gebed is partymal silent and listening, not just talking. Dan die laaste twee, bedink die Vader se liefde en beoefen dankbaarheid. Dis maar net, mense, is net 'n paar, hier is vanmôre is net 'n bewusmaking, maar ek weet God se gees gaan soveel meer vir u bring. Het dit vir u sin gemaak vanoggend? Het dit vir jou sin gemaak? Het dit iets in jou hart vanoggend net bietjie geroer?